Jy is aangestel, so wat nou? Een van die skoolhoofde wat ek dien, het 'n hoofskap by 'n ander skool aanvaar, wat vereis dat hy die skool in die hande van die adjunk sou laat, wat basies sonder waarskuwing die waarnemende skoolhoof word. 'n Aanstelling wat al hoe meer algemeen raak en langdurig van aard is. Stel jou voor, jy het nie vir die pos aansoek gedoen nie. Jy het dit per toeval gekry. Hoe reageer jy? Hoe reageer die personeel op jou oorgang van kollega na hoofuitvoerende beampte oornag? Wat as daar 2 adjunkte is? Hoe effektief was die vertrekkende hoof in die vestiging van volhoubare stelsels? Wat beteken dit om waar te neem? Wat verander? Hou jy net die fort of neem jy aktief die leiding? Die kern is dat daar 'n skool is om te bestuur met hoë funksionaliteit, 'n vakante onderwyspos om te vul, 'n kantoor om te beset, 'n organogram om te hersien, 'n rooster om aan te pas, 'n skoolpersoonlikheid om te verfyn en gemeenskapspersepsies om te belyn en te versterk. Dit klink kompleks, maar dit is eintlik basies onderwysprosesse wat met opregte samewerking, sorgvuldige besluitneming en 'n mate van dringendheid geïmplementeer word. Vir hierdie proses om suksesvol te wees, moet die waarnemende hoof onmiddellik die leiding neem. En dit in die beste belang van die skool, sy onderwysers, as ook leerders. Betrek die kringbestuur en die skoolbeheerliggaam voorsitter en kry die bestuursprioriteite afgehandel. Moenie wag dat hulle die leiding neem nie. Jy is die skoolhoof. Daar bestaan nie iets soos 'n waarnemende, rekenpligtige beampte nie. Die wet het jou in beheer geplaas. Almal weet dat dit nie maklik is om leiding te neem vanuit die personeel nie. 'n Buitestander kom in met sy of haar visie. 'n Bestaande adjunk is 'n bekende faktor. Die personeel het beide 'n persoonlike en kollektiewe verhouding met die skool se hoof operasionele beampte. Skielik is hy sy die hoofuitvoerende beampte. Jy is nie meer die lewe van tafel 2 in populariteit nie. Jy bring jou professionaliteit en persoonlikheid na die warm stoel in daardie kamer, na die een in jou kantoor en na daardie voorste stoel waar die skool bymekaar kom. Jy hoef nie groot planne vir die toekoms op daardie eerste dag te hê nie. Net 'n duidelike lys van die nie onderhandelbare beginsels wat 'n hoogs funksionele skool maak, naamlik stiptelikheid, aktiewe klasbetrokkenheid, gesamentlike verantwoordelikheid vir kwaliteit, dissipline, skoolstelsels wat werk en sterk leierskap, as ook loyaliteit op elke vlak. Jy was die hoof samewerker in die skoolbestuurspan. Nou, as spanleier, nooi, moedig en dryf jy daardie samewerking en gee dit rigting en bestemming. Om die nuwe leier te wees beteken dat kollegas en die skoolgemeenskap oor jou sal praat. Hulle sal jou anders sien, want dinge is anders. Daar is 'n nuwe hoof. Vir my is die belangrikste saak wat jy die pos moet besit. Jy moet die pos jou eie maak. Moenie wag dat die Kaapse Onderwysleierskap Instituut jou nooi na hulle volgende induksiekursus nie.
kontak hulle en sit jou naam op die lys. Vra vir die kursus inhoud en inligting. Kies een van jou vorige leiers, onderwysleiers, of nader een wat aanbeveel is en stel jouself oop vir mentorskap. Ek herinner myself altyd aan Sir Tim Bridgehouse se 4 tydlose eienskappe van 'n goeie skoolhoof. Eerstens, ongegronde optimisme. Skoolhoofde werk met hoop en die oggendinligtingssessie met die personeel, die doelgerigte rondloop, die roetine interaksies met leerders, onderwysers en ouers moet deurspek wees met energie en entoesiasme, wat al is dit ongegrond, die toon vir die dag stel. Tweedens, die vermoë om krisisse te hanteer en te minimaliseer. Elke dag bring sy krisisse, naamlik afwesigheid van opvoeders, dreigende sperdatums, konflik, gesinsprobleme of veiligheids- en dissiplinêre kwessies. Proaktiewe beplanning moet in plek wees om krisisse te hanteer of te voorkom. Die geheim lê in die leierskap en betrokkenheid van die hele span. Die prosesse wat in plek is en die organogram wat funksioneer. Derdens, 'n persoonlike erkenning dat die bestuur van 'n groot skool 'n ingesteldheid vereis wat krisis as norm en kompleksiteit as pret sien. Daar is niks eenvoudig aan die leiding van 'n skool in 'n benadeelde gemeenskap nie. Dit is uiters kompleks en vereis 'n leier wat daarin floreer. Vierdens, hy verwag dat skoolhoofde 'n intellektuele nuuskierigheid moet hê, die vermoë en begeerte om verder as jou skool se uitdagings te kyk, om te bestudeer hoe ander soortgelyke skole dieselfde kwessies aanpak, om met ander skoolhoofde en onderwysvennote te praat en buite die grense, die boks en rooster te dink vir lewensvatbare en virtuele oplossings. Laastens, Bridgehouse dring aan dat skoolhoofde 'n totale afwesigheid van selfbejammering en paranoia moet hê. Moet dus nie jammer voel vir jouself omdat jy skielik 'n waarnemende hoof is nie. Het die moed om die geleentheid aan te gryp en die leier te wees wat jou skool verdien in die tyd van oorgang, en wees elke dag op jou beste.